Wat sê jy, vra ek jou? Wat sê jy? Wat sê jy oor jouself en wat sê jy oor jou lewe? Wat leef in jou hart oor jouself? Kom ons kyk 'n bietjie in Samuel, 1 Samuel 17. Baie bekende mooi deel, wat twee mense met mekaar te doen het. Die een se naam is Goliat, en die een se naam is Dawid. En Goliat, die Filistyn, het vir dae lank die Israeliese weermag uitgedaag, met sy grootheid en sy sterkte en sy wat ook al. En Saul, die koning van Israel, en al sy weermag geïntimideer dat hulle gaan wegkruip het in 'n hoekie. Die mense van Israel het in hulle harte gedink, dis onmoontlik om hierdie reus te verslaan. Wie van julle het 'n reuse vandag in julle lewens, wat julle dink nie verslaan kan word nie? Hulle vind julle in goeie geselskap, die Here se wolk het ook op 'n stadium so gevoel. Maar as 'n jong man, wat sy pa se skape opgepas het, wat deur sy pa gestuur is om te gaan verneem hoe gaan dit met sy broers, wat daar aankom, en wat gaan hier aan? En toe hulle hom vertel wat gaan aan, het hy 'n totaal ander perspektief, as die koning, sy generaals, al sy offisiere, en al sy troepe, oor hierdie man. Wat is jou perspektief oor jouself? Het jy maar dieselfde perspektief as wat die mense in Hebreë het? Wat sê jy oor jouself? Sê maar dieselfde dinge oor jouself as wat die mense in Hebreë oor jou sê? Ons lees. Die Filistyn het al hoe nader aan Dawid gekom, met voor hom die man wat die groot skild dra. Hy was so groot uit 'n ou wat voor hom die skild dra. Volgende vers. Toe die Filistyn mooi kyk en Dawid sien, het hy hom geminag, want hy was nog maar 'n seun, rooierig en met 'n mooi voorkoms. Die Filistyn sê toe vir Dawid, is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe, sodat jou vleis vir die voëls van die hemel en die diere in die veld kan gee. Maar Dawid het vir die Filistyn gesê, dis hoekom ek jou vra, wat sê jy? Dawid het vir die Filistyn gesê, jy kom na my met 'n swaard en met 'n vegspies en met 'n kromswaard, maar ek kom na jou in die naam van die Here, heerser oor alle magte, die God van die gevegslinies van Israel, van wie jy 'n bespotting maak. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, en ek sal jou verslaan en jou kop afkap. Ek sal die lyke van die Filistyne se leer vandag nog aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde gee, sodat die hele aarde sal weet dat Israel 'n God het. Dan sal jy die hele strydmag moet erken, dat dit nie deur swaard of vegspies is wat die Here verlos nie. Ja, die oorlog behoort aan die Here, en hy sal julle in ons hand gee. Toe die Filistyn gereed maak en al nader kom om Dawid tegemoet te loop, het Dawid die Filistyn vinnig tegemoet gehardloop in die rigting van die gevegslinie. Dawid het sy hand in die sak gesteek en 'n klip daaruit geneem, met die slingervel gegooi en die Filistyn op sy voorkop getref. Die klip het sy voorkop binne gedring en hy het op die grond op sy gesig geval. Dawid het die oorhand gekry oor die Filistyn met 'n slingervel en 'n klip. Hy het die Filistyn verslaan en hom doodgemaak, al was daar nie 'n swaard in Dawid se hand nie. Wow. Kan jy glo? Dawid het vir die Filistyn gesê. Wat sê jy? Nou, kan ek so 'n bietjie inleiding gee? Baie mense praat hierdie afgelope tyd met my en, ag, jy weet dit,
waaroor dit alles gaan. En dan sal hulle sê, ja, jy was daarom so lank hier. Dinge het maar baie verander, né? Oor die jare. En eintlik is die mense se bedoeling daarmee om te sê dinge het in hulle perspektief volgens hulle agteruit gegaan. Dinge is baie slegter as 30 jaar terug. Nou wil ek vir julle sê, ja, weet julle, dinge het verander. Daar waar ons bly in Rensburgstraat, hierdie tyd van die jaar na die reenseisoen, was Rensburgstraat voor die pastorie, want dit is nog 'n grondstraat. Was dit dongas gespoel, wat gewoonlik so diep was soos tot by my knie kon jy in hom staan. Dinge het verander, daar's 'n teerstraat. Hier by die kerk was ook grondstraat. Ek onthou as ons kerk toe gekom het, as dit so 'n bietjie gereën het of so, dan jy so gly by die kerk se erf ingekom. Ja, dinge het verander. Is nou geteerde strate. Toe ons hier gekom het, was daar waar Ackermans is, was daar net 'n skort. Dis al plek waar ons kon groceries koop in die dorp. Dinge het verander, daar's 'n Pick n Pay, daar's 'n Usave, daar's 'n Shoprite, daar kom 'n Spar, en wat daar oorkant is nog, daai Chinese winkel het ook groceries. Dinge het verander. Jy was so een kolletele winkeltjie doen waar Absa was, langsom, was 'n spare shoppie. Nou is daar 3 spare shops, daar's 2 tyerplekke. Dinge het verander, né? Weet julle wat die krag en die water aan betref? Ek onthou toe ons hier gekom het. As die weerlig in Appington geslaan het, dan het Hendrina se krag afgegaan. So sensitief was Hendrina se krag toe ons hier gekom het. Ek sê jou, die weer het in Appington geslaan, dan het ons nie krag. Wel, ek wil vir julle sê, ek het nou gekyk die afgelope tyd met van hierdie verskriklike storms, die weer slaat aan my hart, jong, en ons het nog krag. Dinge het verander, ja. Hoe praat jy? Wat sê jy? Hoe kyk jy na jou lewe? Ons woorde, wat ons uitspreek oor onsself, oor ons lewens, ons omstandighede, ons omgewing, is dikwels die grootste profesie wat ons oor ons eie lewens uitspreek. Wat jy van jouself sê, is profeties. Wat jy oor jouself uitspreek, is profeties. Jy verklaar goed oor jouself. Ons het gesing, hoe groot is ons God? Dis 'n verklaring wat ek maak. Ons het gesê, I boldly receive whatever you have to give. Dis 'n verklaring wat ek maak, dis 'n profetiese verklaring wat ek maak. Ja, die positiewe goed wat ek verklaar is profeties in my lewe, maar net soveel ook die negatiewe goed wat ek verklaar. So met ander woorde, as jy toelaat dat jou gedagtes jou verslaan en hierdie negativiteit waarmee jy sit, geboorte skenk aan al hierdie negatiewe idees deur jou woorde, deur wat jy sê, sal jou gedrag en jou belewenis wat jy het ook natuurlik volg dit wat by jou mond uitkom. Met ander woorde, hoe meer jy negatief oor jouself, negatief oor die omstandighede, kom ons sê maar, hoe meer jy wil negatief oor die dorp praat, hoe erger gaan jy dit ervaar, dit terwyl, ek wil vir julle sê, julle bly in 'n fantastiese dorp. Amen. Ons het onlangs by 'n begrafnis gewees, daar's nie 'n heel straat in daai hele dorp nie. Jy weet nie waar om te ry om potholes mis te ry nie. Jy kyk deur watter een is die vlakste een om deur te ry, maar jy weet regtig nie hoe om te ry nie. Ons het net so nou en dan 'n pothole daar in die middel van die dorp en ons fiks hom ook so, jy weet. Maar waar ek bly by my huis is daar nie potholes. As ons daar na 'n gastehuis toe, weet jy, ons moet so mooi ry om die gastehuis te kry, amper om misgery, want ons moes so wyd om 'n pothole gery. Maar jy kan by my kom kyk en daar's die potholes by my huis.
Maar daar's mense wat die dorp ongelooflik negatief ervaar. Is dit omdat die dorp 'n negatiewe plek is? Of is dit omdat dit is wat jy oor jouself profeteer? I'm just asking. Ons moet so versigtig wees oor dit wat ons dink en vir ons al versigtig wees wat ons sê. Want eintlik met dit wat ons sê is die goed wat uit ons hart uitkom, is maar die goed wat ons dink. Maar ons moet versigtig begin wees oor wat ons oor onsself sê. Oor ek is nie goed genoeg, of ek is nie mooi genoeg nie, of ek is nie sterk genoeg nie, ek is nie slim genoeg nie, ek is nie oulik genoeg nie, ek is nie ryk genoeg nie, wat ook al jy, hoe meer jy oor jouself die goed sê, hoe meer gaan jy dit beleef, want jy profeteer goed oor jouself. Mense, ons woorde het ongelooflik krag. En of ons dit wil weet of nie, ons sal lewe skenk aan wat ons sê, of dit nou goed is en of dit nou sleg is, maar jy sal lewe skenk aan die goed wat jy sê, wat jy verklaar. Baie mense leef mismoedige lewens as gevolg van die uitsprake wat hulle eintlik oor hulle self maak. Niks goeds gebeur ooit met my nie. Ek sal nooit suksesvol wees nie. Ek het nie wat nodig is om dit te maak nie. Ek sal nooit uit die gemors uitkom nie. Ek het gedink ek gaan sterf. Ek hoop die persoon sal eendag nog self kom getuig. Maar 'n persoon wat so depressief was en eintlik gewens het om te kan sterf en vir maande in ICU gelê. Maar dit was nie God se plan dat die persoon moes sterf nie. Maar solank as wat die persoon gevoel het ek wil sterf, solank as die persoon self gesê ek gaan nie gesond word nie, het die persoon siek gebly vir maande. Totdat God sê, nee, dis nou genoeg. En skielik binne 'n week en 'n half is die persoon uit die hospitaal. Hoekom het hy nie gesond geword nie? Want ek wou siek wees. Ek wou sterf. Was nie siek om te sterf nie, was nie veronderstel om te sterf nie, maar ek wou dit oor myself profeteer en dit het gewerk. Ek weet daar is so 'n storieetjie wat hier rond te doen, en asseblief moet dit nie versprei nie, want dit is nie waar nie, dit is nie bewys nie van die ouens wat nou 'n ou gevat het en 'n vreeslike groot giftige slang gewys het en toe hom geblinddoek het en toe met spelde gesteek het en toe gaan die ou nou dood want hy het gedink hy is deur 'n slang gepik. Daai storie is nie waar nie, dit het nie gebeur nie. Maar ek dink dit probeer partykeer net vir jou vertel hoeveel jou gedagtes met jou kan woer speel. Partykeer gaan dit met jou sleg, omdat dit in jou gedagtes is wat jy dink en voel oor jouself. Dis nie noodwendig omdat dit regtig sleg gaan. Woorde so saad, mense. Deur dit hardop uit te spreek, word dit in jou onderbewussyn geplant en waar dit dan begin wortels skiet en waar dit groei en tot op die einde van die dag lewe dit vrug. Die negatiewe woorde wat jy oor jouself, jou omstandighede, jou lewe praat. En mense, weet jy, die hartseer ding is vir my, dikwels kom ek agter mense besef nie eers hoe negatief hulle is nie. Hulle dink hulle is hankie-dorie okay, hulle is positief okay. Kan ek jou sê, gaan kyk, gaan skryf mooi neer en lees 'n bietjie wat jy sê oor jouself. En dan gaan kyk jy en jy gaan sien hoeveel keer dit eintlik iets is wat oor jouself iets slegs uitspreek. Negatiewe uitsprake wek negatiewe resultate. Jy kan nie uitsprake maak van hoe verslaan jy is en dan in dieselfde asem verwag om 'n oorwinning te leef. Dis wat met hierdie klomp in Israel gebeur het. Toe hulle die reus Goliat sien, het hulle klaar vir hulle self gesê, "Wel, hierdie ou is so groot, is so sterk, daar's nie 'n kat se kans dat ons iets aan hom kan doen nie. Ons is klaar verslaan." So hulle daar op 'n hoopie gaan sit rondom die ou koning en seker om 'n vuurtjie gesit en koffie drink of whatever en die hele tyd vir mekaar gesê,
En hulle is verslaan. Weet julle, as die Filistyne hulle toe bestorm het, sou hulle soos 'n hondjie tertels in die bene weggehardloop het, so bang was hulle. Maar dit kos 'n jong man, wat God ken, en weet hoe groot is sy God, om te kom met 'n ander perspektief, en die vyand te verslaan. Kyk bietjie wat sê Jakobus 3 vers 4. Kyk selfs skepe, hoewel hulle so groot is en deur ewige winde aangedryf word met 'n baie klein roer gestuur na waar die stuurman wil. En hy gebruik die storie rondom die tong, en die tong het te doen met dit wat jy sê. Weet jy, met jou tong is nie die grootste, my arm is baie groter as my tong. Maar met my tong stuur ek my lewe. Die goed wat ek oor myself sê, stuur ek my lewe. Die goed wat ek oor my werk, kom ek sê, ek is nie baie happy in my werk nie, al die goed wat ek oor my werk, en die baas by die werk, en whatever sê, ek stuur my eie lewe by my werk. Amen. Hou daarvan. Jou tong, met ander woorde wat jy sê, gaan die koers van jou lewe bepaal. En as jy uit gewoonte negatief praat en mislukking oor jou lewe verklaar, is dit ook wat jy in jou lewe gaan beleef. Want mense is uit gewoonte negatief. Dis nie te sê, ons gaan nie soms ook 'n negatiewe belewing sê en negatief voel nie. Maar weet jy, as jy jouself oorgee en uit gewoonte negatief is, gaan jou lewe absoluut 'n negatiewe, bitter, swaar lewe wees. En ek kry vir jou so jammer, want dit hoef nie so te wees nie. Dis juist wanneer jy met stryd en probleme en ander moeilike situasies te doen het, dat jy uit jou pad uit moet gaan om positiewe uitsprake oor jou lewe te maak. Die beloftes van die Here oor jou lewe te verklaar. In plaas om te vertel hoe donker dit is, sê liewer hoe helder skyn die silwerrandjie. Jy verstaan? Ons moet versigtig wees in moeilike tye oor wat ons sê, veral as dinge nie verloop soos wat ons dit wil hê nie, om dan heeltemal toe te laat dat hierdie negativiteit oor jou kom, en jy dan so praat, wanneer jy met mense praat, die eerste ding wat jy vir hulle wil vertel is, hoe sleg dit met jou gaan, en hoe swaar jy kry, en hoe sleg jy voel, en hoe ongelukkig jy is, en hoe ontevrede jy is, en hoe min vrede jy het. En weet jy, hoe meer jy dit sê, hoe meer gaan jy beleef, ek het nie vrede nie. Hoe meer ek sê, ek is nie gelukkig nie, hoe meer gaan ek ongelukkig wees. Want wat ek sê, profeteer dinge op my eie lewe. Woorde het skepingskrag, mense. Dit is so, in die moeilike tye wat ons in ons lewens gaan, is dit seker maar deel van die menslike natuur, om te neig om te kla, en natuurlik vir almal wat wil luister, my klagtes te kan vertel. Die ouens wat koöperasie stories sal onthou, soos 'n oom Genis, op die stoep te sit, en vir almal te vertel. Sê nie, jy kyk bietjie op daai is koöperasie stories op YouTube, as jy dat jy sien, wie is oom Genis waarvan hy praat. Dit is baie keer die menslike natuur, as dinge nie lekker loop nie, om te wil negatief word. En natuurlik is dan vir die eerste en die beste ou wat jy kry te vertel. Maar jy moet besef, wanneer jy begin kla en murmureer, word jy eintlik jou eie grootste vyand. Wanneer jy begin negatief word jy jou eie grootste vyand. Dis nie die ou vir wie jy kwaad is wat jou vyand is nie. Dis ook nie uniek nie. Jou Satan. Dis jouself. Want die goed wat jy oor jouself spreek, is die goed wat jy gaan in die lewe kry in jouself. So,
Die ou wat jou omstandighede die moeilikste maak, is nie die duiwel nie, dis 10 teenoor jouself. Hey, nou, take that. 200 trap sessie. Weet jy, baie keer is dit nie die ou duiwel nie, dis net jy wat self so negatief is, wat jou eie vyand is. Want jy staan nie op die beloftes nie, jy vertrou nie die Here nie, jy bly negatief praat, jy begin bly swartgallig wees, jy bly, jy weet, negatiewe gesprekke, mense, is selfvernietigend. Mense verwoes hulle eie lewens deur hulle swartgallige negatiewe gesprekke. Jy sien dit oral. Maak nie saak of dit die skatrykste mense is en of dit die armste mense is, nie kan ek jou sê, negativiteit is selfvernietigend. En baie keer hoop jy jou negativiteit teenoor mense, teenoor, jy weet, mense sê gesagsstrukture of wat ook al daar is, jy hoop hoe meer jy negatief by ander mense daaroor praat, hoe meer verwoes dit hulle. Kan ek jou vertel, nee, dit verwoes jouself. In kerkmilie het jy dit baie keer sê, daar is nou iemand wat nou nie happy is nie, want daai stoel het hom nou nie vanmôre vriendelik gegroet nie. Jy weet, hulle het kerk toe gekom, maar daai stoel het toe nou nie gekom en hulle kom groet nie. So nou gaan vertel hulle vir die ouens in die dorp, daai kerk van ons, weet jy wat, daai stoele groet by nie eers. Ek gaan nie weer keer toe gaan. Weet jy, ons het Christelike stoele daai, jy weet, dis Christen stoele daai, is in die kerk, daai stoele is nog aan die voorste gestoeltes van die kerk. Jy raak negatief. En wat gebeur? Jou verhouding met die Here word verwoes, want jy is bitter, jy is kwaad vir daai voorste gestoelte in die kerk. Hallo. En jy skielik was nie meer lus om kerk toe te gaan nie, jy is ook nie meer lus om te bid nie, jy is ook nie meer lus om Bybel te lees nie. En dinge begin net alles slegter gaan, en dan sit nog steeds daai stoel wat jou nie kom groet het nie, so skuld. Jy was jou eie vyand. Jy is jou eie vyand gewees. Maak jy fout om ook dan baie keer negatiewe gesindhede oor dinge in te neem en te kla, oor goed wat ons van hoor en wat ons ouens, wanneer jy begin kla en murmureer, jy word net jou eie vyand. Asseblief, wees tog so versigtig daarvoor. Want wanneer omstandighede jou begin oorweldig en jy gespanne is en jy voel of alles in die wêreld teen jou is dit eintlik die tyd wat jy die meeste kwesbaar is. As jy begin praat asof alles teen jou is. Want wat gebeur is, jou onderbewussyn, jou geesmens, jou hart, tel dit op. En dan moet jou uitsprake, jou sielsmens, hanteer jou uitsprake asof dit feite is, asof dit realiteite is, en die meeste van die tyd is dit nie realiteite nie. Baie jare terug, dierbare tannie gewees, sy die mooiste 2 slaapkamer meentuis, in 'n pragtige kompleks. Man, dit was regtig, dis 'n mooi plek. Maar weet jy, as jy daar kom, is die tannie nie gelukkig oor haar plekkie. En maak jy saak hoe jy vir haar probeer sê, Jesusie, maar kyk hierso, dis so mooi, daar is soveel mense wat sy wil gee, om in so mooi plek te wees. Jy kon haar net nie tevrede kry. Ek was op 'n stadium al so kwaad, ek wou haar in my kar boener en met haar lokasie toe ry en na 'n sing-shack gaan sit en sê, kom, nou kan jy klaar. Die tannie was aanhoudend nie gelukkig nie, want sy het dit oor haarself gesê. Sy was haar eie vyand. Haar plek het niks bekeer nie. Tot vandag toe is dit een van die mooiste plekke in die dorp. Maar jy kan nie gelukkig wees nie, want jy bly negatief praat. As jy 'n standpunt ingeneem het om negatief te wees. Kyk wat sê Spreuke 18 vers 21. Dood en lewe is in die mag van die tong. En hulle wat lief is om die tong te gebruik, sal die vrug daarvan eet. Met ander woorde, jy skep self jou eie omgewing. Het sy dit goed of het sy dit sleg is? Kom ek gaan terug na by die begin storie, my inleiding.
Ek het oor die jare baie keer as die mense vra, waar is jy pastoor? En dan sê ek vir ek is in die Hendrina en dan, ag, shampies, hulle my dadelik. En dan word ek so woedend kwaad, want ek jou sê, ek bly in 'n fantastiese dorp. Is niks fout nie. Ek bly al die jare hier, ek is dolgelukkig in my dorp. Want ek het dag 1 al gesê, Hendrina behoort aan Jesus. En hy behoort vandag nog steeds aan Jesus. Maar jy skep jou eie omgewing. Jy skep dit sê dit of goed of sleg is. En indien jy altyd kla en ontevrede is en sê hoe sleg die lewe jou behandel, gaan jy in 'n baie donker en negatiewe wêreld leef. En dit is vir my hartseer. Dit is hartseer baie keer as mense selfs op sosiale media sien, dan kom jy agter hoe dat mooi kinders van die Here uitbars op 'n negatiewe manier, omdat hulle toegegee het aan hierdie negatiewe ervarings. En dan bly hulle negatief praat. En dit word net vir hulle al erger en erger, want dit is 'n afdraande pad. As jy eers daarmee begin het, as die Here jou nie genade gee om op te staan en terug te veg nie, kom ek jou sê, dit is 'n afdraande pad wat jou net onder in die kuil laat beland. Soos wat Israel, Saul en sy soldate, na Goliat gekyk het en met negativiteit die roemers deur die hele laar laat versprei, dat hulle almal gaan wegkruip het, as daai Filistyn kom, het hulle half daai kant toe gekyk, asof, ja, hulle wil hom nie sien nie. Miskien as ons hom ignoreer, sal hy weggaan. Hy sal nie weggaan nie, want hulle het toegelaat dat negativiteit hulle harte oorweldig. Maar 'n jong man met die naam Dawid kom, en hy sê, maar die God wat ek dien het vir my die krag gegee om 'n leeu te verslaan en 'n beer te verslaan en alles. Hierdie onbesnede Filistyn, wie is hy om die leerordes van die God wat almagtig is uit te daag? Ek sal hom verslaan in die Here se naam. En die Filistyn sê, ja, was jy kom met 'n stok, as ek nou 'n hond wat jy my slaan, het nie as 'n ding om my behoorlik mee te fight met 'n swaard nie. Waar's jou? So weet jy wat ek nie kom? Ek kom na jou in die naam van die Here. Want dis wat ek het, my God wat my gehelp het om met hierdie stok en hierdie slingervel die beer en die leeu te verslaan. Dieselfde God gaan my help om jou te verslaan. En weet jy, as jy dit lees, dan sê jy eintlik, jy weet, dit was nie, Dawid het geloop en op 'n plek gaan staan en 'n klippie uit sy sak uitgevat en met die slingervelletjie gestaan en toe gekorrel en gegooi nie. Wat eintlik sê, hy het vinnig vorentoe beweeg, hy het gehardloop. Met die slingervelletjie in sy hand, sy klippie uitgehaal, ingesit en in die hardloop gooi hy die Filistyn. So, ons praat maar van in die middel van die week, ek weet nie, hy het sy hom op die voorkop getref, waar het hy nou gegaan, whatever, tussen die oë, was altyd bietjie meer romanties om te sê, tussen die oë. Want Dawid het gesê, wat sê jy? Wat sê jy? Die versoeking is altyd groot om negatiewe uitsprake te gebruik, om 'n negatiewe situasie te beskryf. Maar God wil hê dat ons woorde en uitsprake gebruik om 'n negatiewe situasie in ons lewens om te swaai. Met ander woorde, om die beloftes van die Here te begin praat. Die beloftes van die Here uit te spreek, die beloftes van die Here te bid, in plaas daarvan om die negatiewe goed te bid. In plaas wanneer ek bid, my hele klaagliedere van Jeremia oorskryf, om te vertel hoe sleg dit met my gaan, liewerste net die beloftes van die Here te verklaar oor my situasie, totdat dit gebeur. Ek sluit af. Moenie oor die probleem praat oor die oplossing. Moenie oor die probleem praat oor die oplossing. Die oplossing is altyd positief. Watter belofte is daar vanmôre oor jou omstandighede? Dit wanneer jy gaan kom aan my boetie, my sussie. Kom.
Wat gaan jy tans in jou lewe deur? Ek wil nie die storie hoor van hoe sleg dit gaan en hoe seer jou klein toon se naal is. Dis okay. Maar jy kan vir my sê, deur die wonde van Jesus is ek gesond. Dis die oplossing. Of ek kan vir jou vertel, dit pyn so. Of ek kan jou sê, God het my afgeraak. Ek vertrou God. Wat sê jy oor jouself?